Vader, dankie dat ons vanmôre u woord kan oopmaak. Dankie Vader dat ons met vrymoedigheid voor u genadetroon kan kom. Deur die liggaam van Jesus Christus wat vir ons gebreek is en sy bloed wat gevloei het tot reiniging van ons sondes. En Vader, ek kom bid nou in die naam van Jesus vir 'n vrymoedigheid in ons gees om te ontvang. Here, dat ons net 'n oop mandjie sal hê wat u kan kom volmaak. Want Here, u het bekend gemaak, dit is wat u wil doen. Ek kom bid, Vader, dat ons mandjie sal oop hê om te ontvang. In Jesus naam, amen. Gits, my mond is al droog, om nog eers begin nie. Dankie Renée, waardeer dit. Julle gaan vanoggend voort met die opdrag wat die Here vir ons gegee het aan die begin van die jaar. Draw near and abide in me. En ek wil stil staan by hierdie opdrag, omdat dit so ontsaglik belangrik is vir die tyd waarin ons leef. En ons kan nie bekostig om hierdie woorde van Jesus te ignoreer of maar net aan te gaan nie. Want hierdie woorde sluit soveel vir ons oop. Hierdie woorde sluit vir ons die hart van Jesus aangaande ons oop. So ek wil vanoggend aangaan en verder bekyk, wat wil hy vir ons hierdeur sê? Nou 2 weke terug, vir die wat kan onthou, het ons gekyk na Jesus se intieme en reguit brief aan die gemeente van Laodicea in Openbaring 3. En ons het gesien dat hierdie gemeente van Laodicea het alles gehad wat hulle nodig het in die natuurlike, in hierdie lewe. Hulle het geen tekort gehad nie. Hulle het al die rykdom gehad en hulle het al die gemak wat daarmee saamkom gehad. Maar daar was een ding wat hulle nie gehad het nie. Hulle het nie vir Jesus gehad in hulle midde nie. Want hulle het vir Jesus buite kan die deur gelos en hulle het aangegaan met hulle eie ding. Binnekant en Jesus was buitekant. Jy sien, hulle het geleef met die heerskappy van die eie ek. Ons rykdom, ons gemak, ons uitkomste. En Jesus staan buite kan die deur en daai toestand, daai kondisie het hom so siek gemaak dat hulle wou uitspoeg. En vanoggend wil ek hierdie situasie van Laodicea in kontras bring met 'n gebeurtenis in die vroeë kerk, daar aan die begin van Handelinge, sodat ons 'n prentjie kan kry van die realiteit van abiding. En dit is my hart, is dat ons hierdie prentjie sal kry van die realiteit van abiding. Jy sien, dis 'n standaard van lewe waartoe Jesus ons roep. Dit is vir elke gelowige bestem. Maar is 'n standaard van lewe wat ek besef min mense by uitkom. En terwyl ek voorberei was dit my krisis geweest, want ek sit voor die Here en ek sê my Here, ek skiet tekort. En hy sê ja, dis hoekom hy vir ons almal my in klei sê, draw near and abide in me. Daar's 'n rede hoekom daar so opdrag aan hierdie gemeente gegee word. Jy sien, want Jesus wil ons nie kom straf nie. Jesus wil ons kom intrek na dit wat hy werklik vir ons in gedagte het. Dit wat hy vir ons bestem het. Maar hy kan ons nie forceer daarin nie. Hy kan net die deur waawyd oopmaak. Hy kan net staan en klop. Hy kan net die tafel dek, maar ek en jy moet kom aansit. Ek en jy moet daai keuse maak. En vanoggend vertrou ek die Heilige Gees om aan jou te kom wys dat die Here werklik vir ons in gedagte het. So voor ek vir julle lees, julle kan so lank blaai na Handelinge 3 vers 1 tot 10. Julle kan die Bybels daar oophou, want ons gaan vanoggend spesifiek fokus op Petrus se woorde, die pertinente woorde wat hy gebruik. Maar kom ons lees gou. Op die 9de uur, die uur van gebed, was Petrus en Johannes na die tempelterrein op pad. 'n Man, verlam van sy geboorte af, is daarheen gedra. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, bekend as Mooi Poort.
om by die mense by die tempelterrein binne gaan om 'n almoes te vra. Dis nou om 'n geldjie te kry. Toe hy sien dat Petrus en Johannes op die punt was om die tempelterrein binne te gaan, het hy gevra om 'n almoes te ontvang. Petrus, vergesel van Johannes, het stip na hom gekyk en gesê, kyk na ons. Hy het toe na hulle gekyk in die verwagting om iets van hulle te ontvang. Maar Petrus het gesê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hy het hom aan sy regterhand gegryp en opgehelp. Onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring, regop bly staan, rondgestap en toe saam met die tempelterrein binne gegaan, terwyl hy loop en spring en God prys. Die hele volk het gesien hoe hy God loop en prys. Hulle het hom herken as die een wat by die mooi poort van die tempelterrein gesit het, met die oog op almoses, en hulle was vol verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Nou waar die Laodiseërs gesê het, ons het baie geld, ons het skatryk geword, ons het niks tekort nie. Sien ons hier vir Petrus en Johannes, 2 apostels, en hulle sê die teenoorgestelde, silwer en goud het ons nie. Nou ek wil hê ons moet vanoggend baie mooi let op Petrus se woorde wat hy gebruik in hierdie interaksie met hierdie verlamde man. Want Petrus is nie maar net besig om te praat nie. Petrus is maar net besig om woorde net rond te gooi nie. Petrus is besig deur wat hy sê en wat hy doen, die lewe, die nuwe verbondslewe aan ons bekend te maak. En dis wat ek wil hê ons vanoggend moet raak sien. Jy sien, want as Petrus net kon sê, ek het die geld en ek gaan aan het einde sê, ek het die geld nie. En as hy net die man wou gesond maak, het hy net daar vir hom gesê, wees gesond. Maar hy sê spesifieke goed in hierdie hele proses. En die Here het vir my gesê, ons moet fokus op dit, om te kan agterkom, te kan raak sien, wat die realiteit van abiding is. Jy sien wat Petrus vir hierdie ou sê, in sy antwoord toe hy vra vir 'n almos, het Petrus vir hom sê, wil hy eintlik vir hom net kom wys, kom sê, dat dit wat jy uit die beperking van hierdie wêreld soek as oplossing vir jou lewenssituasie, jou lewensuitdaging, dit waarop jou oë gerig is, daai almos, dit het ons nie. Petrus wil dit baie duidelik aan hierdie ou maak. Jy sien, Petrus wil deur dit vir hom kom sê, die bron waaruit ek leef, is nie van hierdie wêreld nie. Die bron waaruit ek leef, is nie van hierdie wêreld nie. Jy sien, Petrus en Johannes het een ding verstaan, en hulle het dit duidelik omarm, en dit is die woorde wat Jesus gespreek het in Johannes 17 vers 16, waar hy sê, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van hierdie wêreld is nie. En wat ons heel eerste moet raak sien in hierdie interaksie is waar Petrus dit duidelik kom maak. Ek leef nie uit die bron van hierdie wêreld nie. So moenie na my kyk vanuit 'n wêreldse hoek nie. Want ek kan jou nie antwoord vanuit 'n wêreldse hoek nie, want ek leef nie uit hierdie bron nie. Ek leef uit 'n ander bron. Jy sien hierdie waarheid om te verstaan dat ons nie van hierdie wêreld is nie, is 'n waarheid en 'n bewuswording wat elke gelowige moet ontdek en omarm, rakende jou ware identiteit in Christus as jou bron, voordat jy hoegenaamd in die realiteit daarvan kan lewe. Jy sien, daar's 'n omruiling van bronne wat binne in jou moet plaasvind, voordat jy in die realiteit daarvan kan lewe. As daai omruiling nie plaasvind, daai verstaan, daai vasmaak van wie jy nou werklik is en wie werklik jou bron is nie, gaan jy weet van die bron, maar jy gaan nie wandel in die realiteit en die vrug daarvan nie. In Filippense 3 vers 5 tot 8 gee Paulus vir ons 'n duidelike beskrywing van die omruiling van bronne wat in sy lewe plaasgevind het.
Ek lees vir julle sommer net van vers 7 af. Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies. Terwille van Christus, inderdaad, reken ek alles as verlies. Terwille van die uitnemendheid daarvan, om Christus Jesus my Here te ken. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword. En beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry en in hom bevind kan word. Jy sien dit wat voorheen Paulus se bron, sy sekuriteit, dit wat vir hom van waarde was in hierdie wêreld, kom hy op hierdie punt en hy beskou dit as absolute vullis. Daar's nie 'n sterker woord om dit te beskryf as vullis nie. 'n Vullis wie jy weggooi met vullis stink. En dis hoe Paulus dit sien. En hy was iemand wat kon roem, soos hy daar sê, in sy eie vlees, in wie hy was. Hy was nie 'n hierdjou gewees nie. Paulus was iemand in hierdie wêreld, selfs toe hy sonder Jesus was. Maar Paulus vat al daai goeders, ek sê dit altyd as hy CV met al die fancy goed op en hy skeer dit op en hy gooi dit weg soos vullis. Jy sien, want Paulus het 'n nuwe bron ontdek. Paulus het Jesus ontdek as sy nuwe bron. En dan kyk hy na hierdie goed, en dan kyk hy na Jesus, en dan kyk hy na dit en besef, dit is vullis. Gooi weg. Want hy het die skat van lewe ontdek. Hy het Jesus Christus, die groot skat, ontdek. En hy gooi die vullis weg, dat hy kan vashou aan hierdie skat. Jy sien, want hier is die ding, jy kan nie die skat van Jesus tussen vullis bære nie. Dis wat in Laodicea gebeur het. Hulle het Jesus geken, was gelowig, maar die vullis was belangrik. Wie hulle is in hierdie wêreld, en wat die wêreld vir hulle kan doen, en wat die wêreld vir hulle al gegee het, en hulle status en gemak in hierdie wêreld, is vir hulle so belangrik. En hulle het die skat binne en dit alles geakkommodeer, en waarop sit ons op die ou end? 'n lou, warm kondisie wat Jesus naarmaak het hulle wil uitspoeg. Paulus verstaan, daar's nie plek vir twee nie. Hy gooi die vullis uit, om aan die ware skat van lewe vas te hou. Want sê Jesus in Matteus 6 vers 21, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Met ander woorde, ek en jy abide waar ons skat is. En dit los my met die vraag, waar is ons skat werklik soos wat ons hier sit? Want jy skat kan nie hier wees en jy sê, maar ek abide in Jesus nie. Jy kan nie. Jy abide waar jou skat is, want daar is jou hart. Nou Petrus en Johannes gebruik nou nie die feit dat hulle nie silwer of goud het as 'n verskoning om by hierdie man verby te loop nie. Hoe baie gebruik ons nou al daai verskoning? Jammer, ek het nie geld nie en ek gaan aan. Ironies genoeg moes ek vanoggend stop by 'n robot waar iemand bedel vir geld. Nou praat die Here met my. Maar het is baie maklik om net te kan aanbeweeg. Sê wel ek het nie almoes nie. Maar Petrus en Johannes doen nie dit nie. Jy sien, as hulle gedink het, soos hierdie man, as hulle geleef het uit die wêreld as hulle bron, dan was dit baie maklik. Hulle het dalk net geen geld by hulle gehad nie, en dan kon hulle sê, wel, ons het nie geld nie, en hulle stap aan. Maar omdat hulle nie leef uit die bron van hierdie wêreld nie, omdat hulle leef uit 'n hoër bron, omdat hulle bewus en connected is aan hulle hoër bron, sien hulle onmiddellik 'n antwoord vir hierdie man, en kan hulle nie net verbystap nie, want die man het dan nou gevra. Jy sien, omdat hulle weet die bron waaruit hulle leef, weet hulle dat dit wat hulle het om te gee vir hierdie man, is soveel meer, soveel groter, soveel kragtiger,
as die beperkte almoes van hierdie wêreld. Jy sien die almoes gaan vir jou môre maar net weer laat sit vir nog 'n almoes. En oormôre vir nog 'n almoes, want dis wat die wêreld doen, hou jou vas in daai plek. Maar Jesus Christus, die bron van lewe, het ander planne. En hy werk anderste. En Petrus en Johannes was bewus daarvan. En Petrus sê vir die verlamde hierdie woorde: wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Nou is die vraag, wat het Petrus? Wat het hy? En hierdie woorde, in die naam van Jesus. Ons het vanoggend gesing oor die naam van Jesus. Blessed be the name of the Lord. Verstaan ons die naam van Jesus? Maar hierdie woorde in die naam van Jesus sluit vir ons hierdie antwoord oop. Jy sien, Petrus het 'n absolute, oortuigde, gesagdraende geloofsekerheid aan wat hy het in Jesus Christus. En al wat hy doen, hy funksioneer eenvoudig vanuit daai posisie. Weet ons wat ons het in Jesus Christus? Want ons kan net funksioneer vanuit dit wat ons verstaan en in geloofsekerheid vasmaak in ons. Nou goed, jy gaan ook nou hier sit en vir my sê, ja, maar. Ons was maar altyd 'n ja, maar. Nou jy gaan vir my sê, ja, maar dit was 2 apostels gewees. En hierdie soort kragtige werke is vir hulle bestem gewees. En ons weet daar's teologie wat loop, wat eintlik net, ek noem dit sommer net plainweg, om te sê ek armoede teologie is. Wat ons wil beperk. En sê die krag van Jesus is verby. Maar sê Jesus, ek quote sommer vir hom. Hy sê in Johannes 14 vers 12. Amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo. En daai wie sluit elke een van ons in as ons glo. Wie ook al. Wie in my glo, is 'n uitnodiging wat hy daar maak. Wie in my glo. Hy sal ook die werke doen wat ek doen en hy sal nog groter dinge as dit doen omdat ek na die Vader toe gaan. Besef ons dat hierdie belofte van kragtige vrug is vir elke gelowige bestem wat in en vanuit Jesus Christus as die bron leef. En dit laat ons begin dink en wonder oor ons lewe van abiding. Nou hierdie belangrike saak rondom jou posisie inneem in Christus, dit staan sentraal in die realiteit van abiding. Want die loot moet aktief en bewustelik geposisioneer wees in die wingerdstok. So wanneer Petrus sê, in die naam van Jesus, dan bevestig hy, dat Jesus Christus is sy bron. En saam met dit bevestig hy, dat hy 'n posisie inneem, 'n posisie wat homself onderwerp aan hierdie bron, aan hierdie gesag, Jesus Christus. So jy sit eintlik in hierdie pakkie met 'n persoon wat toegang tot die volle rykdom van die koninkryk het, maar in 'n totale posisie van humility. Dit laat my dink aan die verhaal van Naaman, wat vir Elisa gaan besoek het. En dat Elisa net die woord uitgestuur het uit die huis uit. Hy het nie eers uitgekom, maar hy het die woord deur 'n boodskapper gestuur na Naaman om te sê, gaan was jouself 7 keer in die Jordaan en jy sal gesond wees. En Naaman was woedend geweest oor hierdie man nie eers kon uitkom om myself met my te praat nie. Maar as jy daai storie mooi gaan lees, Naaman wou later, as jy ken die storie, hy het gegaan, hy's genees, na hy 7 keer deur die water is, en hy wou terugkom en hy wou al hierdie geld en goed vir Elisa gee, oor hierdie werk wat hy nou gedoen het, en Elisa het gesê, daar's nie 'n kans, ek vat 'n druppel van dit nie. Elisa het toegang gehad tot die kragtigste werke
As dit nie byle is wat dryf nie, dan is dit olie wat nie ophou loop nie. Kragtige werke, totale humility. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor Jesus Christus, dit gaan oor God. En Petrus het daai plek besef, dit is die plek, die realiteit van abiding, toegang tot die rykdom van die koninkryk, maar in totale humility. Petrus het 'n lewe geleef waar hy plugged in was aan die bron van lewe. Hy was connected aan Jesus Christus. Hy het geabide, aktief in Jesus Christus. Jy sien, hy het nie net die kennis gehad oor hierdie bron nie. Hy het die substance van die bron gehad. Hy het die konsentraat van die lewe van Jesus Christus in hom gehad. Nie net die kennis nie. Jy sien, dit gaan nie oor wat ons weet en hoe slim ons is en hoe goed ons opgelei is en hoe diep ons teologie loop oor al hierdie dinge wat die Bybel oorskryf nie, hoe goed ons alles ken van Jesus nie. Dit gaan oor hoeveel van die konsentraat van sy lewe het ons binne in ons. Wat 'n realiteit is die konsentraat van die lewe van Jesus binne in ons. Dis waaroor dit gaan. En as jou kennis en jou leer van die woord jou nie bring by daai plek wat jy volkom van die konsentraat van Jesus Christus nie, dan is daai kennis nutteloos. Jesus sê in Markus 16 vers 17 tot 18, hierdie teken sal hulle wat tot geloof gekom het vergesel. In my naam sal hulle demone uitdryf, in nuwe tale praat en slange met hulle hande optel. As hulle iets dodeliks sou drink, sal dit hulle nie kwaad aandoen nie. En op siekes sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. Hier hoor ons weer die belofte van kragtige vrug, kragtige dade, kragtige werke wat bestem is vir elke gelowige. Jy sien, want Jesus wil sy heerskappy demonstreer deur sy krag te wys in hierdie wêreld. En dis vir elke gelowige bestem, nie net vir uitgesoektes nie. En wat is die sleutel tot dit? Wat staan sentraal in hierdie realiteit? Wat sluit dit oop? Jesus se eie woorde sê, in my naam. Hoor mooi, Jesus sê nie met my naam nie. Hy sê in my naam. Die naam van Jesus is nie 'n tool wat ons links en regs gebruik soos ons wil nie. Dis baie gevaarlik wanneer jy die naam van Jesus gebruik om jou geestelike ambisies, jou geestelike planne, jou geestelike uitkomste te wil kom krag gee. Ek lees vir julle hoekom ek sê dis gevaarlik. Handelinge 19 vers 13 tot 16. Sommige van die rondreisende Joodse geestesbesweerders het ook probeer om die naam van die Here Jesus uit te spreek oor mense met bose geeste deur te sê, ek besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was Skewa, Joodse leierpriester se 7 seuns wat dit gedoen het. Maar die bose gees het hulle geantwoord, Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Die man in wie die bose gees was, het hulle bespring en hulle almal oorweldig en die oorhand oor hulle gekry sodat hulle kaal en gewond uit daardie huis gevlug het. Oppas om die naam van Jesus te gebruik om jou eie geestelike ambisies. Vir jou eie geestelike ambisies. Jy sien, as jy die naam van Jesus gebruik as middel tot krag, om met die naam van Jesus te werk, in plaas daarvan om in die naam van Jesus te bedien, dit eintlik maar net, dat daar afstand is tussen jou en die bron. Dat jy staan en jy wil gebruik wat van die bron is, maar jy is nie in die bron, dat jy kan leef vanuit die bron nie. Want in die naam van Jesus dui op 'n posisie wat jy inneem. Is 'n posisie in die bron. Dis 'n koneksie met die wingerdstok. Spreuke 18 vers 10. En die Here het hierdie
hierdie gewaarwording vir my gebring die dag toe Henk Grobler hier kom staan en hierdie woorde spreek. Toe begin die Here met my praat en sê, is iets wat ons moet hoor. En hy het gesê, 'n sterk toring is die naam van die Here. Die regverdige hardloop dit binne en is onbereikbaar. Hierdie is nie poëtiese skrif nie. Hierdie is 'n waarheid om vir jou prakties te wys, wat is die naam van die Here? Wat is die naam van Jesus? Dis 'n posisie wat jy inneem. Dis 'n vesting. Dis nie 'n iets nie, dis 'n vesting waarin jy jouself moet posisioneer. Onthou julle die woorde waarmee Dawid voor Goliat kom staan het? Baie interessant. 1 Samuel 17:45. Maar Dawid het vir die Filistyn gesê, hoor mooi, jy kom na my met 'n swaard en met 'n vegspies en met 'n kromswaard. Maar ek kom na jou in die naam van die Here. Heerser oor die magte, die God van die gevegslinies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. Dawid het ook met 'n slingervel gegaan. Maar daai slingervel was nie Dawid se fokus nie. Dawid se woorde was, ek kom na jou in die naam van die Here. Dawid het in 'n posisie, daai geloofsekerheid, geposisioneer in die vesting. Het hy gaan staan oor die Filistyne se vesting. Dis 'n prentjie van Jesus voor die Satan. Jy sien die Satan brille maak geraas. Maar Jesus kom staan. Want Jesus gaan die Satan in Openbaring verslaan with a breath. With a breath. Jesus is ons vesting. Dawid weet dit op daai jong ouderdom. Die Here, die naam van die Here is sy vesting. Jy sien die naam van Jesus is 'n verklaring van sy heerskappy. En om in die naam van die Here te leef, in die naam van Jesus te leef, is om onder en in sy heerskappy oor jou lewe te leef. Dis om dat sy gesag bokant jou is en jy binne in sy gesag staan. Sy naam staan geskrywe oor jou lewe. Handelinge 17 vers 28 sê, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Dit julle is die realiteit van abiding. Die posisie van abiding. Alles wat jy doen, jou hele bestaan in hom. Dawid, daar op die slagveld of die battlefield, in die Here, gaan staan hy voor daar. Dan maak dit nie saak wie voor hom staan nie, want hy's in die Here. Nou die Here het my aangespreek, diep aangespreek. Kyk, weer 'n oulike storie op die TV, maar so het ek gedink is oulik. Man net so omtrent nader na die einde toe, hier word die naam van Jesus in goeie Hollywood-styl misbruik. En dit sny net so, nou moet jy verstaan, ek is besig met hierdie boodskap. Kom na 'n tyd aan. Dit sny my diep. En die Here sê vir my, besef jy wat gebeur hier? As jy wat verstaan oor die naam van Jesus, daar's 'n rede hoekom Satan deur Hollywood die naam van Jesus misbruik. Omdat dit so 'n ontsaglike, kragtige vesting is. En elke keer wat ons sit as gelowiges en ons oog gesleg en ons gaan maar net aan, ons vermaak onsself waar die naam van Jesus misbruik word oor daai skerm. Weet wat doen ons? Ons verloon die heerskappy van Jesus Christus in daai oomblik. Ons minag sy heerskappy. Ons verkleineer sy heerskappy. Bring hom af tot 'n bespotting. Totdat ons dit regstel met hom. En as jy dit doen, in daai oomblik, wat jy sy heerskappy verloon, kom maar afstand in jou verhouding met hom. Totdat jy dit regstel. Julle, ons leef in 'n aktiewe oorlogsveld. En die oorlog is nie met wapens en goeters nie.
Sit jou TV aan. Gaan ontspan om iets te kyk. En jy's in 'n oorlog. Choose your side. Because it matters. Nou, om bewustelik aktief te leef geposisioneer in Christus, beteken jy leef in 'n konstante afhanklikheid van hom. Net soos wat die loot afhanklik is van die wingerdstok vir sy voortbestaan, so is ons afhanklik van Jesus Christus. Dit is wat abiding, die realiteit van abiding, afhanklikheid van die Here. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie reguit maak. Nou om hom te ken in al jou weë, om afhanklik van hom te wees in alles van jou lewe. To abide in him in alles van jou lewe. Beteken jou hart en jou gedagtes is ingestel op hom die hele tyd, konstant. Jou hart en jou gedagtes. Dis om 'n aktiewe sensitiwiteit en 'n bewustheid van die Heilige Gees in jou lewe te hê in elke situasie. Want as jy in elke situasie bewus is van hom, dan weet jy wat op sy hart is in daai situasie. In Kolossense 3 vers 1 tot 3 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit, bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Jy sien, om jou ingesteldheid op Jesus te hê, terug daar waar hy sit aan die regterhand van God, in 'n posisie van heerskappy. Beteken om jouself in belyning te bring met sy heerskappy en autoriteit oor jou lewe. In alle dinge. En in daai proses wat jy so leef, dan word jou gedagtes gevul met dit wat van hom af is. Nou bevestig Paulus dit maar net in Romeine 12:2, want hy sê, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Weereens, ons moet breek met die afhanklikheid aan die wêreldsisteem, die vullis. So as jy nog staat maak vir jou posisie en voortbestaan op hierdie aarde, vir dit wie jy is, en die waarde wat jy in hierdie wêreld het, dan leef jy maar nog steeds in afhanklikheid van die wêreld. Paulus sê, jy gaan moet breek met dit. Jy gaan dit as vullis moet beskou. Jy sien, jy moet eers weggooi, sodat jou gedagtes vernuwe kan word met dit wie jou werklike bron is. En in daai proses kom hy, soos wat hy jou gedagtes begin vernuwe met dit wat uit Christus Jesus is, begin jou lewe transformeer, want jy doen soos wat jy dink. So hoe jy dink en wat jy dink moet verander word deur dit wat uit Christus Jesus is, en hy wil dit doen. Maar ons moet eers die vullis weggooi. En in die proses wat hy jou gedagtes begin vul met wat uit hom uit is, gaan jy begin weet wat is sy wil. En omdat jy dan weet wat is sy wil, gaan jy in alles wat jy doen, begin wandel in sy wil, as jy gehoorsaam is daaraan. En dis hoe hy jou paaie gelyk maak. Want al wat gebeur is, jy begin wandel in die paaie wat hy uitgesit het as sy wil. En omdat jy dan in sy wil wandel, is jou pad gelyk, want jy stap in sy wil. Al is die pad moeilik, stap jy op sy pad. Julle, dis die realiteit van abiding. Nou terug by Petrus se woorde aan hierdie verlamde bedelaar. Ons het nie van hom vergeet nie.
word 'n volgende saak beklemtoon rondom die realiteit van abiding. Nou Petrus sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. Nou kom ons stop dit gou by hierdie woorde wat Petrus hier gebruik. Ons nou oor die silwer en goud gepraat, maar dan sê hy, dit wat ek het, of wat ek het. Kom ons stop dit by daai woorde van Petrus. Wat ek het. Petrus kom bevestig daarmee. Al het hy geen aardse rykdom nie, het hy wel iets gekry. Hy het iets. Hy het iets gekry uit die bron. Hy kom bevestig dat daar 'n oordrag van lewe plaasgevind het in hom. Daar het iets, 'n oordrag van uit die bron plaasgevind in sy lewe. Hy het iets. Hy het niks geld nie, maar hy het iets. En dit is 'n bevestiging dat vanuit die posisie van abiding vind daar 'n oordrag van lewe plaas vanaf die wingerdstok na die loot. En Petrus weet dit. Petrus is bewus van dit wat oorgedra is aan hom vanuit die wingerdstok. En dit is hoekom Jesus vir die gemeente van Laodicea 'n uitnodiging maak in Openbaring 3 vers 18 waar hy vir hulle sê, kom koop van my. Jy sien, Jesus roep hulle eintlik na 'n plek, 'n posisie in hom, sodat daar 'n oordrag kan plaasvind van hom na hulle toe, want dit is die begeerte van die wingerdstok, dit is die begeerte van ons goeie Vader, dit is die begeerte van Jesus Christus, om wat hy het aan ons oor te dra. En hy staan voor 'n gemeente in Laodicea wat hy wil uitspoeg oor hulle kondisie, en hy bied steeds hierdie uitnodiging en sê, kom in posisie met my, want ek wil oordra aan julle wat in my is. Jesus wil vir ons gee. Wil ons ontvang? Is ons mandjies oop om te ontvang? Wil ons dit regtig hê? Wat is dit by die wingerdstok oordra na die lote? En ek gaan sommer net kyk na wat Jesus self sê in die brief aan Laodicea. En in Openbaring 3 vers 18 lys hy 3 dinge. Eerste een, goud wat deur vuur gesuiwer is, sodat ons kan ryk wees. Dit sê hy nou vir 'n gemeente wat skatryk is op aarde. Hy sê, maar ek wil eintlik vir julle goud gee, sodat julle kan ryk wees. Jy sien, dis om die volheid van sy Heilige Gees. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Die volheid van sy Heilige Gees, met sy gawes, sy vrug, sy bonatuurlike werke, sy vermoëns, sy hele wese, sy natuur, binne in ons te kom giet. Julle, dit is absolute geestelike rykdom. Daar's nie een ou wat voor Jesus kan staan en sê, ja, maar u wou nie vir my iets gee. Die volle rykdom van die koninkryk, ek dink nie ons besef dit nie. Gaan nou vir julle die skrif lees. Die volle rykdom van die koninkryk is aan elke een van ons gebied. Hoor wat Efesiërs 1 vers 3. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel, die volle rykdom van die hemel. Maar daar staan nie, ek het dit vir julle kom gee nie. Daar staan, God het dit in Christus gegee. En wat doen Jesus? Hy kom roep, hy sê, kom abide in my. Want dan gaan julle daai kry, daar gaan 'n oordrag plaasvind van al hierdie seëninge van die hemele na julle toe. But you need to abide in me. Want dit word nie net oor bokant my gegooi na julle toe nie. Baie mense leef so. They claim for themselves what is in Christ. Dit werk nie so nie. Die opdrag is kom abide in my. Kom posisioneer jouself in Christus. En die vloei van die seëninge van die hemel kom vanuit Christus in daai posisie, soos wat dit uit die wingerdstok loop na die lote toe. Verstaan julle hoekom Jesus vir ons hierdie opdrag gee? Verstaan julle sy begeerte om aan ons te gee?
Tweede ding wat Jesus wil gee, is die wit klere om die skande van ons naaktheid te bedek. Jy sien, Jesus wil ons kom bedek met sy geregtigheid, kosbaar. Sy vryspraak, sy vergifnis, die reiniging van ons sondes. Jy sien, hierdie wit klere is die werk, sy werk van heiligmaking in ons lewens. Want klere moet jy die hele tyd aan hê. Daai klere dui op die abiding in Christus, konstante posisie. En terwyl jy daai klere aan het, terwyl jy in verbondenheid met Jesus Christus leef, gaan sy heiligmaking proses aan, en hy besig om ons van sonde te reinig, want net hy kan. In 1 Johannes 1 vers 7 bevestig het, maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar, ek en Jesus aan mekaar verbonde. En reinig die bloed van Jesus, hy seën ons van elke sonde, van uit daai posisie van verbondenheid. Aan die heiligmaker vind heiligmaking plaas. En dis die wit klere wat hy vir jou wil gee. Derdens wil Jesus vir ons salf vir ons oë gee, sodat ons hom kan sien. Sodat ons kan sien. Jy sien, Jesus wil vir ons geestelike sig gee, met een doel, sodat ons hom kan sien. Sodat ons hom voor oë kan kry, sodat ons kan volhard tot die einde toe. Sê Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Ek en jy kan nie volhard tot die einde as ons nie vir Jesus voor oë het nie. Petrus het dit prakties beleef. Toe hy die bootjie klim en hy hou Jesus voor oë, toe stap hy op daai water en die oomblik toe hy begin kyk na die wêreld om hom, die golwe, die wind en die goeters, toe begin hy sink. Dis net Jesus wat ons by die wenstreep kan uitbring. Daarom sê hy vir ons in hierdie tyd waarin ons leef, abide in me and I will take you home. Nou goed, in Petrus se interaksie met hierdie verlamde bedelaar het ons nou gesien om 1, dat Petrus bevestig aan hom dat sy lewensbron is nie van hierdie wêreld nie, sy lewensbron is Jesus Christus. En tweedens, om sê vir die ou, daar het iets oorgedra vanuit hierdie lewensbron, ek het iets gekry wat ek nou kan gee. En derdens bring ons by die plek waar Petrus in aksie oorgaan en hy gee aan hierdie man wat hy ontvang het. Jy sien, dis nog 'n stap wat jy moet doen. Jy moet die keuse uitoefen om te gee dit wat jy weet jy het. Want Petrus kon daar gestop het met die bewustheid van dit alles wat hy het. Ook vir hierdie man. Maar hy moes steeds die keuse maak dat ek nou dit wat ek het gaan gee vir hierdie man. En Petrus doen dit. Jy sien, die wingerdstok gee vrylik aan die lote. Dit wat uit hom uit is. En die lote ontvang vrylik dit wat uit die wingerdstok is, soos wat die lote bly in die wingerdstok. Nou sê Jesus in Matteus 10 vers 8 dan, maak die siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses, dryf demone uit, julle het dit verniet gekry. Nee, wingerdstok het dit verniet gegee. Verniet moet julle dit uitdeel. Hier kom nou volgende stukkie. Die lewe met hoofletter L, wat ons kry vanuit die wingerdstok, dit wat ons ontvang deur abiding in hom, dit moet ons gaan vrylik aanwend as 'n vrug na buite. Ons kan nie net stop as opgaar damme nie. Sulke vet lote raak wat eintlik binne net bars. Nee. Ons moet by die vrug uitkom. En eerder vet vrug gaan dra. Vol krag, vol lewe. Dis wat Jesus wil hê. En dis wat Petrus gedoen het, toe hy die genesing aan hierdie man gaan gee het. Hy het vrug gaan dra. Jy sien, Jesus het ons almal in hierdie wêreld ingestuur, om vanuit hom sy vrug te gaan dra. Ons almal is uitgestuur. En daarom sê Jesus in Matteus 5 vers 14 tot 16, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander,
En so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. So sien nou, die verlamde man is nou nie meer verlam nie. En hopelik ook nie meer 'n bedelaar nie, want hy is nou gesond. En ons sien in Handelinge 3 vers 8 tot 9, dat hierdie man loop nou rond en hy prys God. God word verheerlik. Nou laastens bring dit my by Petrus se reaksie voor hierdie toeskouers, rakende hierdie gebeurtenis van genesing wat nou net plaasgevind het. Ons lees in Handelinge 3 vers 13, dat Petrus dit duidelik maak, hy self maak dit duidelik, dat God deur hierdie situasie vir Jesus Christus verheerlik het. Nie vir Petrus nie, maar vir Jesus Christus. Jy sien, Petrus was net 'n loot, wat die vrug van krag gedra het. Dit gaan glad nie oor Petrus nie. Dit gaan alles oor Jesus. Onthou julle, Petrus verstaan sy posisie van humility in hierdie bron. Petrus staan daar as 'n skatryk man in die koninkryk. Toegang tot elke seëning wat in die hemel is. Maar hy staan terug en sê, dit, Jesus word verheerlik hier, humility. Die verheerliking van Jesus is waar dit gaan. En ongelukkig leef ons in 'n tyd waar die verheerliking van die mens so hoogtyf is in die kerk. Jy sien, Petrus het nie gegaan en gesê SimonPetrusMinistries.com nie. Nou, jy kan 'n hordes van daai name so deur hulle koppe nou gaan. Hoekom? Maar dan moet so ietsie vir my in wees. Ek wil ook so 'n bietjie shine vang. Terug by Elisa en Naaman. Elisa het natuurlik 'n hulp gehad, sy naam was Gehazi. Ons ken die storie. Gehazi kon nou nie like van die storie. Dat Elisa nou al hierdie rykdom wat nou net so voor hom eintlik neergesit word van die hand wys nie. So hy hardloop nou vinnig, want hy kan mos nou hastig wees. Hardloop agterna, gaan spin 'n storie by Naaman en stap weg met die rykdom. Daar moet so ietsie vir my in dit wees. En wat gebeur? Die siekte van Naaman kom op Gehazi. Julle, dit is so gevaarlik, daar's 'n fyn lyn. Ek dink die grootste vryheid om te kom, is wanneer dit nie oor jou gaan nie. Wanneer dit regtig nie oor jou gaan nie. Dan het jy werklike vryheid om te kan predik wat die Here vir jou sê, al is dit hoe konfronterend. Al is dit hoe moeilik. En weet jy wat? Die Here soek na those that are humble, those that humble themselves before the Lord, and He will lift you up. Hy soek na humility om sy krag na vore te bring, sodat Jesus altyd verheerlik kan word. Mag ons nooit mense aanhang nie. Mag ons nooit op die punt wees, ja, maar daai ou het so gesê nie. Daai ou is maar net 'n loot. Hy kan ook afgeknip word. Hy word ook gesnoei. Hy is maar net 'n loot. Verander om te sê, die Here het vir my gesê, maak nie saak wie was die loot nie, dis eers belangrik nie. Dink jy ouens wat die druiwe gaan afknip, hulle kyk nie, bewonder die loot nie. Hulle knip die vrug, want die vrug is die belangrike ding. Jy sien, die vrug wat die lote dra, is nie daar om die loot te verheerlik nie. Is nie daar om die loot te laat oulik lyk nie. Nee. Die vrug is 'n refleksie, 'n openbaarmaking van die wingerdstok. Die kwaliteit van die vrug kom vanuit die wingerdstok, nie vanuit die loot nie. Dit kom vanuit die wingerdstok wat dit oordra aan die loot tot by die vrug, en op die ou end reflekteer die vrug maar net. Dis 'n goeie wingerdstok. Johannes 15 vers 4,
bly in my, soos ek in julle, net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so sal julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Die vrug wat ons dra, is om Jesus te verheerlik. Oppas om 'n bediening te begin, om jouself te verheerlik. Oppas om betrokke te raak, om jouself te verheerlik. Kom onder die radar, maar gekoppel aan die wingerdstok, en laat die vrug self praat oor die wingerdstok. Want jou reward eendag gaan wees voor die Here in die hemel, by die bema seat van Jesus Christus. En hy gaan uitdeel. Hy gaan uitdeel want hy sien alles. Elroy, God who sees. Hy sien die goeie en hy sien die slegte. Hy sien ons ambisies. Hy sien ons motiewe. Maar hy sien ook die humility. Twee weke terug het ons in Openbaring 3 vers 17 gesien dat Laodicea met hulle baie geld, hulle self verheerlik het tot op 'n plek waar Jesus hulle wou uitspoeg. En hier sien ons vir Petrus en Johannes, twee disippels, met niks regtig geld hê. Maar hulle kies om Jesus te verheerlik met die kragtige vrug wat uit hom uitkom, deur vrug te dra. Twee uiterstes, en hier is die ding. Die feit dat Jesus verheerlik word, deur die aanwending van sy kragtige vrug, in hierdie gebroke situasie van hierdie verlamde bedelaar. Omdat Jesus verheerlik word, sien ons in die Handelinge 4 vers 4, lei dit daartoe dat baie tot geloof kom in Jesus Christus, omdat Jesus verheerlik word. Om op te som, een verlamde bedelaar, net een, word bedien met die kragtige lewe wat uit Jesus Christus kom, omdat twee ouens aktief abide in hom. En dit lei tot 'n massiewe evangelisasie geleentheid, wat uitloop op 'n groot oes vir die koninkryk. Van een ou, een bedelaar, tot by 'n groot oes vir die koninkryk. Hulle praat van ons tot 5000 bygevoeg. Van een bedelaar. Maar tussen hier en daar, twee ouens wat aktief abide in Jesus Christus. Was daar effort? Nee. Want my las is lig, sê Jesus. Jesus het die werk kom doen. Twee ouens was net bereid om gehoorsaam te wees, om die vrug oor te dra wat aan hulle gegee is. Nou dink gou. By hoeveel potensiële koninkryksoeste stap ons daagliks verby, of vermy ons, omdat ons twyfel of ons die vrug het vir daai situasie. En ons twyfel, omdat ons die werklik in die realiteit van abiding leef nie. Dis hoekom Jesus vir hierdie gemeente kom sê, draw near and abide in me. Dis nie net mooi woordjies nie. Jesus het soveel meer vir ons in gedagte. Jesus wil kragtig deur ons werk. Want die werk, die oes is groot en ryp. Maar ons gaan nie die oes kan inbring as ons nie abide in hom nie. En ek preek heel eerste vir myself vanoggend. Want ek het besef hoe ver ek tekort skiet. Maar omdat ek tekort skiet, beteken nie dit verander die waarheid van Jesus nie, want hy verander nie. Dit gee vir my 'n appetite om hom te pursue. Om te kan kry wat hy vir my wil gee, sodat ek in hom kan bly. Jy sien, daar's 'n hoër standaard van lewe waartoe Jesus ons roep.
En ons gaan net die volheid daarvan kan proe en beleef deur abiding in Christus Jesus. Die dae van godsdiens is verby. Godsdiens gaan die lote laat doodgaan. Die tyd is besig om uit te loop. Dis tyd vir 'n aktiewe, lewende verhouding met Jesus Christus. Ek wil jou bemoedig met Paulus se woorde waarmee ek afsluit. Filippense 3 vers 12 tot 13, ek lees vir julle die Engels. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Let us press on to take hold of the life found in abiding in Christ. Amen. Vader, dankie dat ons in humility voor U kan kom, Vader. Dat ons kan verklaar, Here, ons skiet tekort. Here, ek bely het my lewe. Here, ek weet die helfte van die tyd nie of ek die vrug het om vir daai situasie te gee nie. Maar Here, U was in alle dinge was U God. En het U presies geweet wat moet gebeur. Want U is bokant alle dinge. En U het ons in U geneem. U wat ons wingerdstok is. Sodat ons kan weet en kan leef in daai realiteit. Here, hierdie is 'n moeilike opdrag wat U vir ons gegee het, Vader. Maar Here, U gee nie vir ons 'n opdrag wat ons nie kan uitvoer nie. Nou kom bid ek, Vader, oor hierdie gemeente, dat U ons elkeen met die Heilige Gees sal kom vul, Vader, om ons heel eerste te rig en te bring tot daai nuwe, vars verhouding met Jesus Christus. Here, dat ons die vulle sal weggooi, om werklik waar ons hande op die skat te sit wat U is. En U self sal die werk doen. Here, ek kom bid dat U self met ons sal werk hierna, Vader, hierdie woord verder sal bedien aan ons. U ken elke mens waar hulle is in U. Maar bedien ons, Heilige Gees. Help ons to press on, to take hold of that for which Christ took hold of us. Amen.